mag jou wens vir die hole-in-one waar word. Ons gaan geld daarop sit. Dus Monique Strydom, wat so gesels, sy is vanoggend in 2 hoedanighede hier gewees, Matla Bana en dan ons gesprek oor die slenters. En by my in my virtuele ateljee, geen onbekende gesig nie. Ek het jou nou die dag gesien en ons het nooit kans gehad om te praat toe nie. Was by Dis reg, dit die was by radiodag gewees. Klankgolfdag, ja. Ja, toe het ek jou daar gesien sit en die gehoor, maar ek was so opgepluk om vir Betty te ontmoet, dat ek toe nog nooit kans kry om iemand anders ook te groet nie. Sit eens bly, ek sien jou nou daar hier. Ek het in my lewe nog nooit vir Betty persoonlik ontmoet. Ek dink ek het al een keer toe ek nog by RSG was met haar oor die radio gesels, maar nog nooit van aangesig tot aangesig nie. Maar sy is immer goud, hè? Sy is immer goud en fantasties. Dit is erg wonderlik om net vir haar en nog steeds in die bedryf te hê. Steeds aan die gang. Ja, sy werk hard, nee. Ja, nee, sy doen. Ek is nou die dag, is ek vir 'n onderhoud vir die 50 plus, het vir die Huppel in jou stad, het hulle 'n onderhoud met my. Ek kan nie dink ek is al so oud, dat ek nou 'n onderhoud vir 'n program moet doen vir mense wat ouer as 50 is. Toe vertel hulle vir my daarso, dat Betty ook maar nogal hardkoppig is. Sy luister nie altyd vir hulle nie. Hulle sê Betty jy moet so maak en dan maak sy so, want sy weet, dit moet anders wees. Sy die ervaring. Bertha, maar ons gesels vanoggend met jou en ons tema is vanoggend slenters. En jy het ook onlangs deurgeloop. En jy is daar selfs Dis 'n interessante benaming. Slenters. Ek sê vir jou, as ek dink slenters, dan is dis nie die woord. Dis eintlik erger, nie. Van ons mense word daardeur gevang. Ek meen, 'n vriend van my hy is 'n professor. Hy is 'n sielkundige, 'n psychologist. Hy het 17,000 grade agter sy naam en hulle het hom gevang. Kan jy glo? Ek meen, ek dink die heel eerste ding wat mens moet net wegmaak van is dat jy dom is as jy gevang word deur 'n slenter. Of dat jy simpel of stupid is. Ek dink baie van die mense wat gevang word voel, ek gaan dit nie aanmeld nie, ek gaan niks sê daaroor nie, want hoe dom kan 'n mens wees? En dit is regtig, ek meen, dis ook wat ek vandag hier is om my storie te vertel. Ek vind myself, of ek voel dat ek darm 'n vrou is wat 'n bietjie kan dink vir haarself, en ek het darm so 'n paar onderskeidings op hoërskool gehad, so ek voel ek is darm effens aan die slimmer kant, maar dit maak nie saak nie, want hulle speel met jou emosies. Hulle speel of op jou, soos Monique gesê het, weet, op jou greed, op dit wat jy graag wil hê, en wat jy dink jy toekom, of hulle speel soos met my op jou vrees. Dit was in die begin van laas jaar gewees, en hulle het my gebel, en my gesê, hallo, baie formeel, is jy Bertha Waal, en ja, ons het jou idee, jou idee is gekoppel aan 'n hele paar, ons is hier van die, eers het hulle begin by die pakkies uitsending plek, wat noem mens dit nou, 'n depot. Ja. En hulle het gesê, my idee is gekoppel aan 'n hele paar paspoorte en bankkaarte. Ek dink dit was 16 paspoorte, 32 bankkaarte, daar was ID's by gewees, en 140 gram MDA, of something like that. Ek weet nie wat dit is nie, maar okay. En ek is soos goed, ja, nou dink ek by myself, my idee is gesteel in Bloemfontein 'n halwe jaar tevore. So dis moontlik, want die ou bel my nou van Bloemfontein af. En ek sê, okay, dis moontlik. Ek sê, okay, goed, wel, dis nie ek nie. So wat moet ek omtrent doen? Nee, jy moet nou 'n
'n saak oopmaak by die polisie om te erken dat dit nie jy is nie. En ek sê, okay, goed, dis fyn, ek kan dit doen. Maar eers weet die ou is baie nice en dan skree hy so 'n bietjie op jou. En dan is hy weer baie nice en dan is hy weer besig. Dit is hulle emosionele manipulasie wat hulle toepas op jou. Van daar af het hy toe gesê, goed, maar weet jy wat, hulle is nou al deur soveel van hierdie sake, hulle is nou verbintenis met die polisie. So hulle gaan om my deursit na die caseworker. Ek tog, jene, dis nice. Hoe gaaf is dit nou dat dit so werk in ons land, dat jy actually deurgesit kan word na die regte ouens en dat ek nie nou hier hoef te gaan sit en wag vir ure om vir iemand om te antwoord nie. Ek moes seker die rooi vlaggie gesien het, maar ek het nie. Want ek was al van, ek wil net hierdie ding uitsorteer, ek wil nie toe gaan nie. Ek praat met die ou op by die polisieman is, en hy sê vir my, wel mevrou, daar is 'n warrant vir jou arrest. Daar is, hierdie idee van jou is gekoppel aan nog bankrekenings wat oopgemaak is, al hierdie bankkaarte is in jou naam oopgemaak, en dit is gekoppel aan mensehandel. En aangesien dit en alles, en ek sê, nee, dis nie ek nie, hoe kan julle 'n warrant uithef vir my arrest? Hoe kan julle dit doen? Dit is nie moontlik nie. En so, dit is 'n hele tyd. Dan sê hy vir my, nee, mevrou, ons weet jy is onskuldig, moenie bekommer nie. En dan sê ek soos, nee, dit hou so aan. Hulle het vir my gestuur 'n dokument, 3 dokumente. Een vir 'n warrant of my arrest, wat met die watermerk teken in die agtergrond, alles en so aan, wat jy nou vinnig kan kyk. As jy dit van nader af beskou, dan sal jy nou bietjie sien, hierso het nou ietsie ingetree hierso, maar jy het nie tyd om regtig daardeur te gaan nie, want hulle is besig om jou so te hamer. Hulle sê dis 'n dringende saak. Hulle gaan jou arresteer, hulle gaan dit en dit en dit en dit. En ek is soos, okay, nee, maar ek is compliant. Ons as Suid-Afrikaners is maar ook bang vir ons polisie, so ons doen maar wat ons kan. So hy het toe begin hulle nou vra, goed, weet, wat is jou werk, waar bly jy, wie bly saam met jou daar, al daai tipe van goeders het hulle gevra, en ek is soos, okay, maar hoekom het julle nodig om die goeders te weet? Julle het tog net nodig om te weet van wie ek is. En hulle sê, nee, maar moenie dit, hulle skree op jou. En ek is soos, okay, toe sit hulle my oor, en intussen, toe sê hulle goed, hulle gaan nou my verklaring neem. En hulle gaan dit doen via 'n WhatsApp video call. En ek is soos, okay, dis vreemd, maar my suster werk op die oomblik vir die Toronto polisie in Kanada, en hulle het tydens COVID 'n hele ding uitgewerk, wat hulle via Zoom in die hof kan sit, en wat hulle via Zoom in die ondervragings kan doen en al die goeders. So ek is soos, okay, wow, het ons land nou bygekom, dis fantasties. So ek is aan boord, ek rol met dit. Maar met dit bel ek toe vir Karel, my man, en ek sê vir hom, luister, hierdie ouens sê dit en dit en dit, hulle sê ek mag nie met jou praat nie, want daar's 'n oop saak, en mense kan doodgaan as dit uitkom, en hulle speel emosioneel met jou, dis belaglik. So ek bel toe en ek sê, luister, kyk net of hierdie nommer regtig die Bloemfontein se polisie is. En ek WhatsApp toe vir hom die nommer, en so tel ek op, en skree die man op my, hoekom het ek so lank gevat om te antwoord? Hoe durf ek nou? En toe sê ek, maar ek het net met my man gou gepraat, want toe sê hy soos, jy sal in die moeilikheid kom, dit. En dan gaan hulle dit deur 'n proses wat hulle vir jou sê, goed, gaan nou in 'n kamer in waar daar niemand anders is nie. Wys ons, daar's niemand anders nie. Bly in daai kamer, maak toe die deur, jy mag nie. En hierso, nou is hulle besig om al die vrae te vra, wie is jy, daai weet, soos 'n formele verklaring wat jy nou moet aflê. En ek is soos, dis ek en so aan. Karel kom halfpad by die huis aan, want hy stuur toe vir my, nee, dit is die nommer vir die Bloemfontein se SAPS. Truecaller sê, dis reg.
Wat ek nie weet nie, omdat ek nie in Bloemfontein bly nie, is dat Bloemfontein se SAPS se polisiekantore het elkeen sy eie naam. So daar's Langlaagte of so iets en dit is wat met opkom op jou Truecaller. Die ander ding wat ek ook nie geweet het nie is dat hulle mag nie polisiewapens mag nie gebruik word as 'n WhatsApp icon nie. Ek dink dis iets wat al die publiek moet weet. Dis daai polisiewapen mag nie gebruik word nie. So as jy sweet kry, dan moet jy weet dis nie van die polisie af nie. En ja, obviously doen hulle nie WhatsApp video call verklarings nie, maar ek sê toe maar ek is in Johannesburg en julle is in Bloemfontein. Daar's 'n manier wat ek gaan afry soontoe nie. Kan ek dit nie maar net by 'n local polisiestasie gaan aflê nie? Hulle sê nee, dis absoluut teen die wet, jy kan dit nie doen nie. Dit is nie, jy kan. Daar is 'n wet wat bepaal en ek kan dit vir julle gaan opsoek en vir jou stuur, Isak, maar ek het nou byderhand nie. Maar dat jy mag 'n misdaad of 'n verklaring aflê by enige polisiestasie. Die rede hoekom hulle dit nie wil aanvaar nie. Hulle sal vir jou sê nee, jy moet na die ander een toe gaan. Of nee, nie hier nie daar. Die rede hoekom hulle dit nie wil aanvaar nie is daai saak, byvoorbeeld as dit nou 'n rooftog is of iets wat uit jou kar uitgesteel is en jy soek net 'n nommer vir die versekering, dan sal daai ouens daai saak nooit kan toemaak nie. En dit het 'n negatiewe refleksie op hulle syfers aan die einde van die jaar. So daarom wil hulle nie jou verklaring neem nie. Maar volgens die wet kan jy dit doen. Moet jy dit kan. Vertel jy vir my iets wat ek ook nie geweet het nie. Ja, maar dis al hierdie goeters wat ek nou na die tyd uitgevind het en dis regtig wonderlik om dit na die tyd uit te vind. Ek meen lang storie kort, hierdie ouens het my laat draai by my bank, weet ek moes vir hulle sê hoeveel geld is in my bankrekening. Hulle wou dat ek geld oorsit na die nasionale kredietorganisasie of so iets, want dan gaan hulle my nou hulle gaan my nou ondersoek en al die dinge en hulle het die hele tyd so gespeel met my en as ek gesê het nee, maar ek gaan nie hierdie doen nie. Dan hulle soos hoe dit mense gaan doodgaan en as jy nie dit hulle is regtig en jy dink hoe kan jy luister nou hierdie goeters, maar dit is die hele manier hoe hulle dit doen is net insane. Ten einde laaste het my man toe aangekom. Hy het ingekom in die kamer. Hulle het my verskreeu met hoekom is my man in die kamer? En toe het hy uitgegaan en toe sê hulle maar nou moet ons van voor af begin want dit was nou onderbreek en dit gaan nie aanvaar word in die hof nie en so aan. En toe op 'n stadium toe sê ek vir hulle toe ons nou 2,5 ure in is. 2,5 ure. Toe sê ek maar nou begin ek so al voel, iets is nie reg nie. Hulle wil ek geld oorbetaal in 'n rekening. Dit klink nie reg nie, ek voel nie reg nie, maar hulle maak dit baie dringend. So toe sê ek soos, okay, goed. En ek sê ek moet badkamer toe gaan. Hulle sê moenie neersit nie. Ek sê ek gaan julle nie toilet toe vat nie. So okay, ek sit nie neer nie, maar julle bly net in die kamer. En toe gaan ek uit. Toe het my man al met sy het hulle gepraat en so aan en hulle sê net soos dis 'n scam, dis 'n slenter, absoluut sit neer. En ek is hysteries teen daai tyd. Dis hoe emosioneel hulle my gemanipuleer het. Ek was hysteries in trane en ek het gesê ek kan nie. En ek kan nie, hulle mag nie weet dat julle weet nie, want as julle weet dan gaan julle ook in die moeilikheid kom en alles. So hulle het baie gespeel op my gevoelens wat teen so en vir ander mense. En hulle kom net vinnig agter, waar's jou dingetjie? Wat is jou knelpuntjie wat hulle kan vasvang? En ja, toe gaan ek weer terug in die kamer en toe sê ek soos praat weer en toe wou hulle nou hê ek met die geld oorbetaal. Ek sê ek gaan nie dit doen nie. My app oopmaak, ek sê ek gaan nie dit doen nie. En toe is ek besig om te huil. Karel kom in die kamer en hulle skreeu weer, hoekom is hy in die kamer en hy sê net vir hulle: "As julle my vrou wil kom arresteer haar. Julle het nou haar adres. Bye. Kom." En hy sit neer. En dit was so maklik eintlik om net dit te doen. Maar ja, so op die einde van die dag het hulle gelukkig niks van my gekry nie. Ek het onmiddellik daarna het ek gebel, my bank gebel en vir hulle ingelig dat ek deur hierdie hele proses gegaan het en dat hulle asseblief
my rekenings moet dophou vir enige reaksie. Ek het ook met die wat is dit, is die nasionale Kredietbureau. ja, met hulle gepraat. Daar's 'n ja, onder Mani van Skalkwyk wat hulle jy kan jou nommers opsit en alles en jy kan jou ID-nommer insit en dan kan jy dit is 'n ding wat die land wat ons government vir ons ran. Ekskuus my Engels julle. My brein is nog nie wakker nie. Maar ja, so dit is ek het onmiddellik met hulle gepraat. Ek het 'n vriendin wat is in Bloemfontein en ek het met haar gepraat. Sy het my deurgesit na hulle moord en roof afdeling of wel die slenter afdeling van hulle. En sy het gesê dit is ongelooflik hoe baie mense gevang word. En heel moontlik het sy vir my gesê, sit hierdie ouens in die tronk. Heel moontlik is hulle ouens wat in die tronk sit en dis hoekom hulle nie hulle gesigte gewys het nie. Daar's ander ouens wat nie in die tronk sit nie en hulle het die actual uniforms aan. En hulle sit met die vlag agter hulle en al die goeders, weet so dan kan jy hulle sien. Dit is en dan ook hulle speel op jou op jou sin van ag ons gaan jou genadig wees, ons doen vir jou hierdie huge guns. En dan wil jy mos nou extra nice wees terug. So ja, dis 'n groot ding. Ek was eergister het iemand weer my gebel van 'n bank af, van my bank af en gesê ek kan my rekening oorplaas na 'n ander rekening toe en so aan en op die einde van die dag wou sy gehad het ek met my toep of my app oopmaak op my foon vir my bankrekening sodat ek dit kan aktiveer. En dit is as ek een ding by jou los vandag, moet nooit ooit jou banking app oopmaak op jou foon terwyl jy met iemand op die foon praat nie. Moet dit nooit doen nie. Jy aanvaar geen push notifications van jou bank af of enigiets soos dit nie, want dit is waar jy gaan kortskiet. Dit is wat met my vriend gebeur het. Hulle het hom gebel en gesê daar's geld wat besig is uit jou rekening uit te gaan en hy het op sy app ingegaan en hy het gesê hy kon sien hoe die geld uit sy rekening uitgeneem word. Unreal. Dit is net absoluut mal. Dis verskriklik. Ek weet my vriendin Irma Green wat hier in dieselfde kompleks ek bly, het dieselfde nou oorgekom met 'n bankding. En ek wil nog met haar 'n onderhoud doen oor hierdie bankding, want die banke steek dit weg. Hulle wil nie hierdie inligting moet bekend word nie, want dit plaas hulle in 'n situasie. Maar dis 'n ding wat in die oopte moet kom, want ons word te veel van ons, wie sit hier so? Hermine Dan wat skryf ongelooflik, ons is sagte teikens. Ons is. Want ons werk met ons harte. Ek het nogal intensief daarop gegaan en op sosiale media, ek is 'n groot TikToker, ek love TikTok. Vir inligting van wat ons nooit eintlik regtig sal kry nie. En daar is 'n paar mense wat met dieselfde scam gevang is. Weet die 16 bankkaarte, 52 ID-boekies en 140 gram MDMA. Die drugs is my so baie snaaks. Maar ja, toe gaan kyk ek, daar is groot wat mense dit nou die groot aksie saam in Myanmar byvoorbeeld, wat hulle 'n compound het wat gevul is met mense wat met mensenhandel daar uitgekom het. Dit gaan nie altyd net meer oor seks nie, dit gaan oor hierdie mense word in kamers ingeprop, hulle word telefone gegee, hulle word nommers gegee. As jy nie iemand scam daai dag nie, dan kry jy nie kos nie. As jy vir 'n paar dae agtereen dit nie doen nie, dan word jy fisies geslaan. Weet getugtig. Jy word voor almal sodat hulle kan sien. So ek dink die groot ding is ook die mense aan die ander kant is nie altyd so doelbewus 'n slegte persoon nie. Hulle het my al probeer bel van Telkom af. Wat hulle vir my gesê het, mevrou,
Leroux, ons het nommers, jou nommer is gebruik om iemand te tuister. Jou nommer is gebruik om iemand te tuister, so ons moet nou hierdie ding regmaak en so aan. Ek weet nie waar dit sou opeindig nie, want ek het net vir hulle gesê nee. So wat is my regte van? Want julle het my nooi eens van daarso. Wat is my regte van? Toe sê hulle nee, hulle weet nie. Ek moet vir hulle nou sê. Toe sê ek vir ek gaan vir julle sê nie. Dis deel van jou navorsing as jy my wil slenter. So nou nee, is nie. Ja, en ek het nou al ook 'n paar keer vir daai ouens as jy nou agterkom en sê ek weet jou ma jy doen hierdie. Ek meen dink jy regtig jou ma gaan trots wees? Weet daai tipe ding. Maar ja, so daar is ongelukkig word jou telefoonnommer en jou ID. As jy by enige van hierdie komplekse inteken, sit jy jou naam, soms jou adres, soms jou telefoonnommer, jy weet jy meestal jou telefoonnommer, baie keer jou ID-nommer ook. Daai is ongelukkig weet jy skryf dit op papier. Dit gaan somewhere. Hulle gaan hierdie stelsel ook moet verander. By die kompleks. Ja, wat nou op die oomblik doen hulle met hulle bus jou in met hulle scan jou driver's license en jou kaart. Dis nog erger. Ja. En hulle weier dat jy ingaan as jy dit nie kan doen. Ja. Dis Bertha wat so gesels. Bertha, dis nou nie 'n lekker onderwerp nie, maar dankie. Dit was lekker om met jou te praat. Dankie. En dankie dat jy jou tyd met ons deel. Baie baie dankie. En vir die waarskuwing, ek dink regtig dis 'n belangrike waarskuwing. Ek dink en ons gaan nog daaroor gesels want daar's nog baie mense wat gevang word en mense kry mos 'n boodskap moet oor en oor gehoor word voordat hy inslag vind. Ja, my raad is net aan julle is as jy ongemaklik voel, as jy gaan, dis weird. Sê net as dit jou bank is, het sy dis Vodacom, het sy dit is Telkom, wie ook al dit is wat jy bel, en sê net, weet jy wat, ek gaan na my naaste tak toe gaan, en dan sal ek dit uitsorteer. Baie dankie. Ek doen nie hierdie ding op die doen niks oor die foon mee nie. Niks. Moenie enige inligting oor die foon gee nie. Gaan na jou tak. Presies. Tensy jy hulle gebel het, want jy het hulle gebel van die regte nommer af. Maar selfs in die tak deesdae is dit ook nie meer 'n versekering want hulle werk eintlik met mense in die bloody takke, maar okay. Erns moet mens iemand in die oog gaan kyk. Jene. Nee, dis nie goed nie. En ek moet sê, hoorie so as julle dink hierdie slenter ouens gaan klink soos 'n slenter ou, hulle doen nie. Hulle klink soos ek en jy. Hulle klink soos Frik van die plaas. Hulle klink soos Frik van die plaas, hulle klink soos Ansie van die universiteit. Hulle is regtig moenie dink dat hulle gaan vreemd klink of anders klink nie. Dis op hierdie stadium wat jy gaan, trust your gut. Wanneer jou maag vir jou sê, dis nie reg nie, dan vat jou meneer maak hom reg. Nee, sê nee dankie, not today. En ja, ek meen as hulle jou bel en vir jou sê jy het iets gewen, ek verstaan jou hart. Natuurlik, ek wil ook R50,000 wen sonder dat ek ingeskryf het vir enigiets. Ja. Weet? Of as 'n loyal customer van Vodacom. I'd love to do that. So moenie dit glo nie. Ja. Okay. Dankie Bertha. Lekker dag vir jou. Baie dankie Isak, dankie vir die uitnodiging.